ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 385. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek wil 'n Engelse boek aanbeveel hierso. The Two Keys to the Book of Revelation. Dis 'n A4 boek. Wel, is 2 boeke, maar dis 'n A4 boek wat bykans 800 bladsye is. Hy weeg oor die 4 kg. Dis te swaar om mee Bybelstudie te doen. So ons het hom, soos die Engelsman sê, gesplit in 2 helftes, so dat hy makliker is om studie. Hy is nog steeds swaar. Dis 'n A4 in Engels. Die inligting daar is ongeëwenaar in die wêreld. Gaan als het betrekking op dit wat in die wêreld aangaan vandag in Israel, Iran, Amerika en die Midde-Ooste. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, anders gaan jy nooit weet wat jy gemis het nie. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op subscribe, soos die Engelsman sê, op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Steek oor die link vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Maak seker jy skryfblok en pen byderhand het. Dis uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. U woord sê vanmôre vir ons, hoe wonderlik is dit wanneer broeders en susters saamlewe. Hoe wonderlik is dit wanneer ons as Jaffiste in harmonie en eensgesindheid by mekaar kan wees. En wanneer u dan deur die Ruach HaKodesh oor ons glimlag, en dit wat ons onsself mee besig vind en besig hou, 'n welbehae in u oë het. Want dit is die rede waarvoor u seun Jaffashoa na die aarde gestuur het, en ook die Ruach HaKodesh, om ons te leer en te lei in alle reg en in waarheid. Ek wil vanmôre bid dat u iewerste met iemand deur die woord spreek, dat iewerste u vir iemand die woord openbaar, en dat 'n nuwe siel vanmôre inkom en tot die belangstelling geprikkel word om meer te wil weet. Salf u woord, maak dit lewend in ons midde. Ons bid dit in die naam Jaffashoa, die naam bo elke ander naam. En elke Jaffis sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees. Halleluja. Halleluja beteken prys Jaffa ons Elohim. Halleluja, prys hom. As niks meer en beter as ons hande op te steek en om net te prys nie. Die woord sê hy woon tussen hulle wie hom kan prys, en ook in lofsang en aanbidding en in stilligheid. Ek gaan net hierso sit, ek kan net my hande opsteek. Onmiddellik ervaar ek die salwing van die Ruach, halleluja. Glo u ervaar dit ook. Weet jy wat? Ek het nie nodig om 'n spesiale afspraak te maak om met Jaffa en Jaffashoa kontak te maak deur die Ruach HaKodesh nie. Net die oomblik wat ek my hande opsteek, ek hoef niks te sê nie. Weet jy hoekom? Want hy ken my gedagtes. Hy sê, voor jy gespreek het, het ek reeds gewees. Voor jy gedink het, was ek bewus daarvan. Dis wat hom anders te maak as enige van hierdie baalgode. Hierdie wat in konkreet en
fiberglass gemaak is. Jy kan aan hom gaan vat, daar's geen salwing nie. Maar ek en u, ons kan net ons hande opsteek. En onmiddellik is die kontak daar. Hoekom? Want hy woon in ons sielsdimensie. Ek het nou al 1 miljoen keer gesê, hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hoekom? Of eerder waarom? Want die woord sê, ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Spreuke 21 vers 8, 'n pragtige skrif vanmôre. Hy sê die gekronkeldheid nou ek sê gekronkeldheid of verwrongendheid. Kronkeldheid is, jy kry mos 'n kronkelpaadjie. En dis by die goddeloses, hulle moet nooit die reguit pad stap nie. Daar moet altyd 'n draai in wees. Weet jy hoekom? Dat as jy daar draai vang, dat jy hom nie kan sien nie. Altyd besig. Die gekronkeldheid of verwrongendheid is die weg of leefwyse van 'n skuldige mens. Of ongeredde persoon. Jy kan kyk wanneer iemand 'n motief het, hulle kan jou nie in die oë kyk nie. Hulle sal van jou enige ding sê, op Facebook en internet en al die goed, maar hulle sal nie 'n afspraak maak en sê, kom ek sien jou, eye to eye nie. Dit is amper soos 'n hond wat kwaad gedoen het, en hy skuldig is. Hy kyk in jou oë nie, hy kyk weg, hy kyk af. As jy kronkheid of verwrongendheid is die weg of leefwyse van 'n skuldige mens of ongeredde persoon. Maar die reine, naamlik die bruid van Jafashua, die reine, ons het nie rein geword deur onsself nie. Het jy dit geweet? Ons het nie rein geword. Ekskuus tog. Dis 'n liggie wat trek in die ateljee. Ons het nie rein geword uit ons eie doen en late nie. Dis genade. Dis genade. Elkeen van ons het 'n ander verhaal om te vertel, hoe ons by die bo-natuurlike geopenbaarde woord uitgekom het. Dis genade. Maar die reinheid, naamlik die bruid van Jafashua, sy of hulle handelinge of leefwyse is reg. Halleluja. En weet jy wat, ons swyf van eers daaraan nie. Wanneer ons weet dat ons in opregtheid lewe, dat ons nougeset in heiligmaking strewe. Soos die Engelsman sê, commitment, completion, commitment. Jy ken dit al, ons oog op ons uitbestemming. Dan het ons nie nodig dat iemand vir ons moet sê, julle is reg nie. Daai skewe skeens van Skefa. Nie regtig nie. Hulle kom en hulle wil doen wat die apostels doen. Maar niemand het vir ons nodig om te sê ons is reg nie. Net die feit dat ons sien wat om ons aangaan. Die aanslag wat daar is teen die koninkryk. Sê dat Satan, met 'n klein s, en sy Babyloniese trawante, sy New Age godsdienststelsels, hulle vrees elke Jafis wat die naam van Jafashua aanhang. Wat sê dat ons deur die Ruach HaKodesh geleer en gelei word. Hy ons opvoed in die geopenbaarde woord, deur die Bybelstudie en die woord.
Maar die reine, naamlik die bruid van Jahvashua, sy of hulle handelinge of leefwyse is reg voor die aangesig van Jahva, ons Elohim. Halleluja. Ons twyfel nie. Ons twyfel nie. Ons weet dat ons weet dat ons weet. Ons is op die regte pad. Hoekom? Wel, die woord leer dit vir ons. Gaan terug na jou kerk toe, gaan vra jou pastoor, op watter dag was Jesus, soos jy hom noem, gekruisig? Gaan vra jou pastoor. Gaan vra jou predikant en jou priester. O, dis Goeie Vrydag. En watter dag het hy opgestaan? Sondag. Sondag. Nou gaan tel vir my van Vrydag na Sondag toe. 3 dae en 3 nagte. En net omdat ek daai boodskappe laat herleef het, wat ek gepreek het 'n paar jaar terug. Ek het broer David gevra, ons het die stemboodskappe afgetrek en ek het WhatsApps uitgestuur soveel as ek kon. As jy dit nie gekry het nie, kan my kontak, dan stuur ek dit vir u. Ja, Onie broer, suster, ja, Onie en broer Rocco het daai dokument gemaak, die tydlyn geteken, ingeteken met alles. Vat dit en wys dit vir jou pastoor, sê wat staan hierso? Hier kan ek bewys volgens die Bybel, nie Prof Hannes se teologie of dogma nie, want dit is nie myne nie, ek het niks. Behoort nie aan 'n kerk of 'n denominasie of 'n organisasie nie, behoort aan Jahvashua. Ek wys jou wat die woord sê. Nie Nisan nie, Abib. Dat hy was reeds die 14de Abib aan die kruis gehang, Jahvashua, en hy het gesterf 3 uur die middag. En vandaar stap ek met jou stap vir stap, met die skrifte op 'n eenvoudige manier, dat 'n jong mens van 12, 13 kan dit lees en verstaan. En dan sukkel julle teoloë, julle pastore en predikante. Julle sit 7 jaar op 'n universiteit en jy kan nie eens weet wanneer Jesus gekruisig en opgestaan het nie. Ek vra net. Ja, en julle van julle Pinkstermense, julle weet nie eers dat jy doop nie mense 3 keer in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Want Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, dit is stellig nie. Ons wie in Jahvashua gesterf het, is in hom geonderdompel. Ons het gelykvormig gegroei in hom. Hy het net 1 keer begrawe en opgestaan. Dit is godsdienstige teologie, katholieke godsdienstige, katholieke en vrymetselary teologie. Kom verkondig 'n hasie, 'n hoender en 'n eier. 'n Hasie wat 'n eier lê, waar het jy dit in jou lewe gesien? En dan konnekteer julle dit aan Jesus, julle Jesus, is nie my Jesus nie. Ek ken Jahvashua. Die Jesus is maar net meer as 600 jaar oud. Hy het nie gelewe 2020 jaar gelede nie. Ek sê maar weer, as jy daai dokument wil hê, dit is in Engels en Afrikaans, stuur vir my WhatsApp. Sê prof, stuur vir my die grafiek, die tydlyn oor Paasfees. Dis 'n goeie een, dis maklik. Of die dag wat Jahvashua gekruisig is. Net, ek hou van dit, maar vir die gewone Kersouers, julle kan maar sommer sê die Paasfees. Dan stuur ek dit vir jou gratis. En dis wat die Satan laat worry. En dis wat hierdie mense wat se gedagtes gekronkel en verwronge is, hulle kan dit nie absorbeer, dat ons met die kennis sit, en dit staan in die Bybel, dis bo natuurlike geopenbaarde woord, en ek preek hierdie goed al vir jare, hulle kan dit nie verstaan nie. Hoekom het die universiteite en die teoloë en die pastore en die predikante en die priesters en die ouens die goed nie gesien nie? It's about the money, 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 it's only the money. Dis waaroor dit gaan.
Hier Joel Osteen, ek sien 'n ding gisteraan terwyl ek gou laat nag kyk na wat Donald Trump sou gedoen het met Iran, en toe kom ek nou op TVN op een van sy boodskappe, net waar hy klaas, en hy sê, if there's somebody that want to accept Jesus Christ, come forward. En toe kom 'n klomp mense vooruit. Hy sê, now pray after me. Hy sê, Lord Jesus, I accept you as my Savior. I accept you as my Savior. You cleanse me from my sin. You cleanse me from my sin. I am now born again. I am now born again. Born again. Daar moet water wees to be born again. Hoe word 'n kind gebore? Met wat breek van die water. Nou ja, dis fantasties hoe die kerk godsdienst die mense kry om te beglo, as jy Jesus net bely, you are born again. Jy het hom aangeneem. Die ou aan die kruis het Yahshua aangeneem, maar die was never born again. En dis hoekom hy net tot in die derde hemel, in die paradys kon gaan. Hy kan nie verder gaan as dit nie. Hoekom? Want om deel van die bruid te wees, you need to be born again. Johannes 3 vers 1 tot 12. Gaan lees wat sê Yahshua vir Nicodemus. En weet jy wat? Nicodemus het tot bekering gekom. Ek gaan nou afsluit, ek weet ek vat 'n paar sekondes langer. Nicodemus het toe tot bekering gekom. Want wie het Yahshua van die kruis afgehaal? Wie het Yahshua van die kruis afgehaal toe hy gesterf het? Op die 14de van Abib, nie Nisan nie. Josef van Arimatea, 'n ryk man. En wie? Nicodemus. Hulle het hom afgehaal en hom gaan begrawe. So ons moet net aanhou die woord preek. Die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Jahwe sê, hy red wie hy wil. Hy openbaar hom aan wie hy wil. Nou daar's die hele naweek. Kom ons gebruik die geleentheid om wyd en suid saad te saai. En praat oor hierdie tydlyn, oor Paasfees of die dag wat Yahshua gesterf het en opgestaan het. Want daar wys ek vir jou 3 dae en 3 nagte, so maklik. En alles staan in die Bybel. Dis nie my teologie nie. En as jy met my verskil, bel my asseblief. Moenie vir my 'n smerige Facebook ding skryf nie. Kom vat my aan, so van gesig tot gesig. Tot maandag, as Vader se wil daarby is. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.